Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek wil graag vanoggend so 'n klein bietjie afwyk van ons tema oor genade, waarmee ek volgende week sal voortgaan, en dan genade en dankbaarheid. En die rede waarom ek afwyk, hou verband met die aantal matrieks wat ons die afgelope week en 'n half mee te doen gehad het, en daarmee saam ook spesifieke vrae, spesifieke bekommernisse, en natuurlik die grootste van alles, ek het of nie plek gekry by 'n universiteit nie, of ek weet nie waarheen moet ek gaan vorentoe, of ek weet nie van werk nie, ek het my matriek, ek sit by die huis, wat nou? My vertrekpunt hier is die volgende. Ek gaan kyk 'n bietjie, en ek weet baie het byvoorbeeld al aanleg en belangstellingstoetse gedoen en beroepsvoorligting ontvang en het 'n idee in watter rigting hulle moet gaan. Maar die huiswerk wat ek eintlik vir hierdie graad 12 leerders wat nou klaar gemaak het, wil gee, is die volgende. Gaan kyk 'n bietjie, en ons het al daarna verwys, na die sogenaamde Virtues in Action, VIA. Daar's 'n vraelys wat jy kan doen op 'n webbladsy van Martin Seligman by die Universiteit van Pennsylvania. Ek dink amper dit is UPenn Seligman of so iets. Maar as jy dit gaan Google, gaan julle baie beslis daarby uitkom. Wat ek dan wil hê is dat julle hierdie vraelys, is gratis, moet aflaai. Dit is 'n aanduiding van jou sterktes. Met ander woorde, areas waarin jy baie goed funksioneer. Die eerste 5 is gewoonlik die sterktes of die deugde wat vir jou die belangrikste is. En dan gaan dit op 'n glyskaal tot dit wat vir jou die minste belangrik in jou lewe is. As jy dit gedoen het, wil ek hê dat jy na hierdie sterktes moet gaan kyk en elkeen van hulle se volledige definisie of beskrywing, dit gaan basies op die internet wees, neerskryf. En langs dit, watter van hierdie aspekte was jy al by betrokke en het jy sekere goed gedoen? Kom ons sê byvoorbeeld die feit dat jy baie moed het. Want om moedig te wees beteken ook jy moet deursettingsvermoë hê, jy moet kan vasbyt, jy moet kan aangaan. As ek as werkgewer vir jou gaan sê, ek het 'n werk vir jou, maar ek wil weet, gaan jy elke dag by die werk wees? Gaan jy betyds wees? As daar uitdagings in die werk is, sal jy dit kan hanteer? Sal jy vir my ten minste op 'n langer termyn, en nou praat ons van 'n jaar, 2, 3 jaar, as 'n werker hier in diens bly, want wat organisasies doen, is hulle belê baie in die persone wat hulle aanstel. En ons weet dat die huidige generasie baie geneig is om byvoorbeeld 3, 4 maande op 'n plek te werk, en dan hoor hulle dalk van 'n beter werksaanbieding, en dan skuif hulle soontoe, en dan uiteindelik kom hulle na jaar en 'n half op 'n punt waar persone, wanneer hulle na hulle werksrekord kyk, vir hulle sal sê, weet jy, ons sien dat jy nie daardie vertroue inboesem as 'n persoon wat 'n bietjie kan vasbyt, wat ons kan oplei, en waar jy uiteindelik dan 'n goeie toekoms en loopbaan in kan hê nie. Dit is byvoorbeeld, as ek kan terugkom na een van die deugde, wat beteken, jy het die moed om te sê,
ek gaan hierdie probeer, ek gaan vasbyt hierin en ek gaan deur sien, sodat ek uiteindelik vaardighede kan aanleer. Sou ek dan besluit, maar ek gaan hierdie werk verlaat, het ek reeds soveel vaardighede aangeleer, dat ek dit op my CV kan sit vir 'n volgende moontlike werk. So wat ons dan sê is, gaan kyk na hierdie sterktes, gaan kyk mooi, wat behels hierdie sterktes en deugde, en hoe dit sprekend is van jou persoonlikheid as mens. En so kan jy basies amper deel alles werk. Maar die belangrike rede hoekom jy dit doen is, nommer 1, kry jy baie insig in jouself. Wat het jy in die verlede gedoen om in moeilike omstandighede te oorleef of iets deur te sien? En uiteindelik leer jy jouself ken tot die mate, wanneer jy by 'n onderhoud uitkom, hulle vir jou vra, goed, vertel ons, waarin is jy goed? Wat is jou tekortkominge? Dan kan jy baie mooi vir die persone in die onderhoud sê, hierdie is my sterktes wat geïdentifiseer is, hiermee is ek goed, dit is wat ek kan bydra tot die besigheid as jy my aanstel, en hierdie is my tekortkominge, en hierdie is die wyses waarop ek te werk sal gaan om hierdie tekortkominge te oorbrug, of die tekortkominge om te skakel na sterktes toe. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen. My luisteraars, die volgende wat ek graag met ons afgestudeerde matrikulante wil deel, is my fokus. En dit beteken 'n klomp binnewerk wat ek moet doen. Daarmee bedoel ek die volgende. Dit waarop ek fokus, is dit wat my gedagtegang, my selfspraak, my gesprekke met ander en uiteindelik my lewe en my toekoms beïnvloed. Wat bedoel ek daarmee? As ek byvoorbeeld vir myself sal sê, maar ek weet, ek het sekere, en ons kom terug nou na die sterktes toe, of dan ook vaardighede, en ek begin visualiseer, en ek doen my huiswerk, in watter tipe beroepe kan ek myself sien, en as ek nog nie hierdie jaar byvoorbeeld by 'n universiteit uitgekom het nie, onthou die beroepscolleges, die TVET colleges soos dit bekend staan. Maar wat ek dan doen is, dan gaan ek vir my 'n beplanning in my kop uitwerk van waar sien ek myself en wat in my moet verander om soontoe te beweeg, waarop ek fokus. En dit is waar ek my baie keer moet afsluit van die gesprekke wat ek hoor in terme van, daar's nie werk vir ons jong mense nie, of werksgeleenthede of is skaars of wat ook al. Dan is die tweede stukkie huiswerk, nadat ek nou my sterktes ontdek het, soos ek reeds gesê het, gaan sit en besluit, wat is my fokus in terme van iets wat vir my 'n inkomste kan inbring. En dit bring my ook terug wat ek baie keer gesê, dis nie 'n geval van die glas is half vol of half leeg nie. Dis die feit dat ek 'n glas in my hand het. Met ander woorde, wat het ek nou tot my beskikking om iets te kan gaan doen om vir my geld in te bring. En dit beteken, ek moet mooi gaan sit en kyk watter tipe poste is in my onmiddellike omgewing of wat is daar beskikbaar in my dorp of stad of selfs woonbuurt, groter industriële gebied.
Want ons moet ook die koste bereken in terme van 'n werk en die betaling, akkommodasie en vervoer. Hierdie is nie nuwe goed nie, maar wat ek hiermee probeer deurgee is die volgende. As ek begin fokus op watter moontlikhede daar is, dan gaan ek die moontlikhede raak sien. Dan gaan ek baie meer moontlikhede raak sien. Dan gaan ek weier moontlikhede raak sien. En omdat ek nou al bewus is van wat my sterktes is, bring dit my na 'n punt waar ek dadelik kan weet, hierdie en hierdie is plekke waar ek moontlik werk sal kry of geholpe kan raak. Gaan skryf ook al die vaardighede wat jy al bemeester het neer. Byvoorbeeld, as jy 'n goeie organiseerder is, kom ons sê ek is die persoon wat sorg dat almal betyds, as ons 'n kooroefening het, almal betyds daar is, ek sorg dat hulle die kommunikasie betyds kry, ek is by elke kooroefening. Dit sê iets van my getrouheid. En dit beteken ook, ek kan terugkyk en sê, maar ek is betroubaar. En as ons uiteindelik by daardie onderhoud kom, dan is hierdie van die vaardighede saam met my deugde wat ek dan in 'n onderhoud kan noem. Ek het die afgelope tyd ook, omdat ek beide 'n voorligting en 'n bedryfssielkundige is, met persone in die menslike hulpbronne afdelings gesels. Wat sê, jong mense doen aansoek, dan is die CV byvoorbeeld onvolledig. Daar's byvoorbeeld nie eens 'n ID-nommer op hulle CV nie. Of hulle heg nie 'n gewaarmerkte afskrif van 'n ID aan nie. En omdat die CV nie volledig is nie, word dit onmiddellik uitgegooi. 'n Ander ding is, as die jong mense dan opdaag vir die werk onderhoud, dan is hulle nie netjies aangetrek nie. Dis asof hulle nie bietjie uitgevind het van hierdie besigheid waar hulle wil gaan werk en nie eintlik 'n idee het nie. Hulle het nou net die advertensie vir die pos gesien en dis waarin hulle belangstel. So doen ook jou huiswerk in terme van die besigheid. Besluit, is hierdie besigheid se waardes iets wat met my waardes ooreenstem? En dan, wanneer jy opdaag vir die onderhoud, jy weet meer oor die organisasie, jy's netjies aangetrek, plus jy het jouself nou al, ek wil vir die woord herbedink, jy het jouself al seker gemaak van jou vaardighede en jou sterktes. Dan kan hulle sien, hier is 'n persoon wat uitgesorteer is. Hier's 'n persoon wat 'n doel het. En dan maak dit vir jou klaar 'n deur van guns oop, want hulle sien jy's nie toevallig daar nie, jy's iemand wat 'n doel en 'n rede het. So vir ons graad 10 leerders wat nou klaar gemaak het en nie weet waarheen nie, ek hoop hierdie enkele wenke kan julle help om regtig 'n plan te maak vir waarheen nou. Mag dit met ons almal goed gaan hierdie week. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.